Nou praat ons 'n bietjie oor jou abilities, jou vermoëns. Ons is by die SHA van shape. Dis wie jy is, dis wie die Here jou gemaak het. Net om eers 'n bietjie terug te gaan. Jou geestelike gawes is iets wat jy kry wanneer die Gees in jou lewe is en hy rus jou toe vir die werk van die Here. So, met ander woorde, jy kry jou gawes met wedergeboorte. Jou talente kry jy egter baie keer ingeprogrammeer in jou DNA. Dit beteken nie jy het dit klaar nie, jy moet dit nog steeds ontwikkel, maar dit is in jou DNA met jou fisiese geboorte. En dan jou vermoëns ontwikkel jy as gevolg van blootstelling. So ons het klaar gepraat oor geestelike gawes, ons het klaar gepraat oor passie. Nou gaan ons 'n bietjie praat oor jou talente en jou vermoëns. Die goed wat in jou vlees sit, wat jy gehad het voordat jy 'n kind van die Here geword het, omdat die Here jou liggaam op 'n spesifieke manier gemaak het en omdat jy sekere vermoëns ontwikkel het oor tyd. Nou, dis belangrik om te weet, nie almal het dieselfde hoeveelheid of dieselfde tipe talente en vermoëns nie. Nie almal het dieselfde blootstelling oor die tyd gehad nie. Nou, wat belangrik is, Efesiërs 6:7 sê dit so mooi. Al is julle slawe, doen julle werk met lus soos vir die Here en nie vir mense nie. Met ander woorde, ons moet onsself nie vergelyk met ander mense en kyk, hulle is so goed, so ek is sleg, of ek is so goed, hulle is en hoogmoedig of jouself verneder. Dis nie die plan nie. Die plan is wel om 'n nugtere self-evaluasie te doen om te weet wie is ek en wat wil die Here in my lewe doen en waar wil hy my gebruik. So, hierdie dan natuurlik ook van toepassing op jou sekulêre werkswêreld en waar jy werk, kan jy alles tot eer van die Here doen en behoort jy alles tot eer van die Here te doen. So, vir ons om hieraf vanaf vorentoe te gaan, moet jy dalk net 'n lys maak. Gaan vat 'n papier en maak 2 lyste. Eerstens jou natuurlike talente wat jy het en ook dan die vermoëns wat jy oor tyd ontwikkel het, jou skillset wat jy het. Dit kan wees dat jy in finansies is. Dit kan wees dat jy dalk 'n ingenieur is. Dit kan dalk wees dat jy tuine kan uitlê. Maak seker jy weet waar jou sterkpunte is, want dit lei 'n klokkie waar die Here jou kan gebruik. En dan vra jy hierdie vraag: hoe wil die Here hierdie gebruik in sy koninkryk? En as jy daai vraag vra, dan gaan jou oë oop wees om te sien wat die Here in jou lewe kan doen. Nou net ietsie sê op die vergelyk om te sê, almal moet dieselfde wees, want dit is nie. Ek gaan vir jou 'n kort storie vertel. Nou 'n oulike storie, hierdie storie gaan vir jou help om te verstaan, almal is nie dieselfde nie, en dis oukei. So, al die diere in die woud het eendag bymekaar gekom. En hulle was bekommerd oor hulle kinders, want hulle kinders het nie behoorlike opvoeding gekry nie. En hulle het toe na oupa Uil toe gegaan en gesê, oupa Uil, sal jy vir ons 'n skool begin en ons kinders begin opvoed, want ons wil hê hulle moet opvoeding kry. En oupa Uil het toe baie lank en diep daaraan gedink en gesê, hy sal die skoolhoof wees. En hy maak toe die skool in die woud oop. En sy eerste 4 studente daag op, hulle word ingeskryf, die eend, die haas, die dassie en die arend. En almal was baie opgewonde. Een se ouers was opgewonde, haas se ouers was opgewonde, dassie se ouers is opgewonde en arend se ouers is opgewonde. Almal is by die skool, eerste dag meld hulle aan. Nadat die oupa Uil baie lank gedink het en gewonder wat se vakke gaan hy aanbied, en hy besluit hy gaan regverdig wees en vir elke sterk punt van sy studente 'n vak aanbied waaraan almal moet deelneem sodat die speelveld gelyk is. So wat hy te doen is, hy bied 4 vakke aan: swem, hardloop, klim en vlieg. Alles het goed gegaan, behalwe na tyd het die een se voete begin seer raak van die hardloop, want hy is eintlik beter met swem, bietjie met vlieg, en omdat hy begin sleg doen het en sy punte geval het in hardloop, was hy na ure gehou om ekstra klasse in hardloop te doen, en sy voete het net seer geraak, en hy het swakker geraak in swem, en hy het belangstelling verloor in skool, en sy punte het maar baie gesak, reg oor die hele spektrum. Almal was hartseer oor een wat eintlik 'n probleemkind geraak het. Die haas het 'n groot probleem gehad. Hy was baie goed met hardloop, maar hy het baie tyd in die hospitaal spandeer omdat hy longontsteking gekry het na omtrent elke swemles. Die dassie het goed gedoen met klim, selfs bietjie met swem, met hardloop ook heel oké, maar ongelukkig het sy ma besluit om hom uit die skool uit te haal nadat hy sy been gebreek het en toe hy die vlieglesse probeer vat het. Die arend was 'n ander kaland. Hy het goed gedoen in alles, maar hy het die onderwysers aanhou intimideer en sy eie manier probeer vind om goed te doen. Nou oké, dis 'n komiese storie wat net illustreer, almal van ons is nie dieselfde nie. Jy is dalk 'n haas, ek is dalk 'n dassie, iemand anders is 'n arend, en ons het verskillende sterkpunte en die Here het ons so gemaak, juis sodat ons die liggaam kan aanvul. En dis belangrik dat ek en jy ons talente en ons vermoëns binne daardie konteks moet sien. So, hier's 'n paar goed wat ek wil hê jy moet oorweeg. Oorweging nommer 1, jou talente kom van die Here af. Jou vermoëns kom van die Here af, op die einde van die dag. Jakobus 1:17 sê, elke goeie gawe kom van bo, elke volmaakte geskenk kom van die Here af. En dit is belangrik
belangrik om dit te weet, dat die vermoëns wat ek het, en die talente wat ek het ek dalk ontwikkel, maar net omdat ek getrou was aan die Here, en omdat hy my die geleenthede gegee het. So, oorweeg dit. Oorweging nommer 2 is, die Here wil hê, ek en jy moet hierdie gawes, talente en vermoëns in sy diens gebruik. 1 Korintiërs 10 vers 31 sê, of julle eet en of julle drink, alles moet julle tot eer van die Here doen. So, as ek dan by die werk is, moet ek dit tot eer van die Here doen. Maar ek moet ook onthou, daardie vermoëns kan ek op ander plekke ook gebruik in sy koninkryk. Die derde oorweging wat ek moet aandag gaan skenk is, jou vermoëns en jou talente maak deel uit van God se plan van jou lewe vorentoe. So, moenie dit onderskat nie. Dalk is jy nie so mal oor wat jy doen nie, maar jy's goed daarin. Dan moet jy vir jouself sê, Here, hoe is dit dat ek goed is hierin, maar ek is nie mal daaroor nie. Of dalk het jy goeie vermoëns, maar jy het nog nooit aangewend in die koninkryk nie. Hebreërs 13 vers 21 sê, mag die God julle toerus met alles wat goed is, sodat jy sy wil kan doen. Mag die Here vir jou seën, dat jy werklik waar jou talente en jou vermoëns op die tafel sit, en jou shape op hierdie manier so vir die Here uitleef, dat hy jou kan gebruik in die koninkryk waar hy jou nodig het.